Ontdek die waarheid van die Bybel, die boekie Spreuke, deel 184. Ek is professor Ronus Retlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, miskien die boek Is dit Armageddon, juis vir die tyd waarin ons lewe, oorlog wat in Iran aangaan, Syrië en ander plekke teen Israel, is dit Armageddon. So dik A4 boek, so amper 500 bladsye wat ek geskryf het. Sou jy belangstel, kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom. Altyd. Nuwe mense, altyd verskriklik welkom. Die ou mense ook, maar ons wil nuwe siele by hê. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewing kan kry van al die verskillende studies waarmee ons besig is. En dan kom nou weer nog 'n nuwe lesingsstudie wat ek weet nie vir hoeveel maande sal aangaan of jare sal aangaan as Vader Jaffa liewe gesondheidspan het. Deel dit met u kennisses en mense vir wie jy lief is. Skryfblok en 'n pen, die Bybel is baie belangrik. Kom ons bid saam. Ons wil vir u vanmôre, Vader, deur Jaffa, al die eer en die lof, die prys en die aanbidding gee vir hierdie voorreg. Dat ons kan sit en woord studeer en dan maak u net die woord oop. Halleluja, bonatuurlik. Dankie vir die salwing in hierdie ateljee, Vader. Halleluja. Halleluja, halleluja, ek prys, ek loof, ek prys u Vader. Ek prys u Vader. Dankie dat u wie so bonatuurlik is met ons as mense, dat u in verhouding met ons wil wees, gemeenskap met ons hê. Ek wil bid, reinig ons opnuut deur woord, daad, gedagte of handelinge om in die plek te wees, op die plek te wees. Dat wanneer u met ons wil deel en u met ons wil spreek, dat ons kan hoor wat u vir ons wil sê. Spreek vanmôre deur die woord, daar waar elke Jaffis op die oomblik sit, elkeen wie deel van die bruid is, ook vanmôre hulle wat dalk nog nie deel van die bruid is nie, dat hulle besef die tyd is kort. Daar is nie tyd van speel nie. Tyd is te kort. Salf die woord vanmôre in ons midde, geopenbaarde woord. Ons bid dit in die bonatuurlike naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa. Volk van Jaffa sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. My gebed is dat Jaffa vanmôre sy bonatuurlike woord gaan seën in die hart. Ekskuus tog. En dat vanoggend se sessie vir u 'n groot seën gaan wees en dat dit vir u die moeite werd sal gewees het om u tyd te spandeer in hierdie studie. Ons besig met die boek Spreuke. Ons gaan aan waar ons opgehou het gister. En jy weet, dit is ongelukkig of gelukkig is dit soos wat dit is, die ontbytreeks. Dis nie net studie, dis 'n ontbytreeks. En daarom kan ek oor verskillende onderwerpe praat want dis 'n ontbytreeks. Maar as globaal sien ek dit vir 'n tyd wat ek en u saam is, waar Jaffa deur sy woord saad in ons eie lewens kan insaai. Baie keer dan loop die studie nie soos wat ek dit beplan gehad het nie. Want die woord sê ons bedink ons weer, maar Vader Jaffa bestuur dit, halleluja. Hy sê in Spreuke 14 vers 9, die skuldoffer spot met die dwaase. Die skuldoffer spot met die dwaase. Maar tussen wie opregtig is
is daar welwillendheid, daar is blydskap. Welwillendheid vanmôre is wanneer die woord sê, dis so mooi wanneer broers, dis Jafiste, saamlewe. Waar die een die ander een hoër ag dan homself. Sien waar ons onsself op 'n pedestal sit en sê, ons is die voorgangers, ek en Pastoor Rika, van die bediening oor die geopenbaarde name in Suid-Afrika en in die wêreld nie. Nee. Ons is nie op 'n pedestal nie. Ons is gewone mense. Ek skenk bloed elke 52 dae. En weet jy wat, as hulle 'n naaldjie insteek, ek so pas my 208ste eenheid geskenk. As hulle, ekskuus tog, 308ste eenheid. As hulle 'n naaldjie instoot, dan sien hoe loop daar bloed in my sakkie in. Gewone mense. Ons is gewone mense. Maar mense is so geneig om jouself op 'n pedestal te wil sit. En dis waarteen ons moet waak. By die opregtes is daar welwillendheid. Welwillendheid vanmôre is wat sê, ek wil sien dat die koninkryk van Jafashua eers kom. Ek wil sien dat die geopenbaarde woord deur hierdie wêreld floreer en vloei. Terwyl hierdie wêreld besig is om na sy einde toe te stap, en dis kom hierdie reeks oor die eskatologie volgende week so belangrik gaan wees. Dit is so belangrik dat ons weet waarheen ons op pad is. En wat vir my die wonderlikste is dat Jaffa kom maak het vir die bruid oop. Ons weet dit. Hy kom nie vir ons soos 'n dief van die nag nie. Die kerke sê hy kom soos 'n dief van die nag. 1 Tessalonisense hoofstuk 5 sê, gaan lees 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Dis eintlik 1 Tessalonika 5. Gaan lees wat sê hy. Vers 1 of vers 2 sê, hy kom soos 'n dief van die nag. Die volgende skrif sê, broeders, julle weet, hy kom nie soos 'n dief van die nag nie. Hoekom? Ons is voorberei. Ek is so dankbaar dat hierdie inligting wat Jaffa my gee, wat ek met die wêreld kan deel, 57 jaar se navorsing en studie in die eskatologie, wat veroorsaak dat die saad in die regte plekke val. Die een wat dit nie wil glo nie, dis sy saad. Maar weet jy wat? Jy gaan nooit vir Jaffa sê, ek het nie geweet nie. Dit bly altyd jou voorreg om te glo wat jy wil glo. En aan te gaan soos jy aangegaan het. Maar ek sê soos koning Dawid, ek in my huis, ons wil Jafashua dien. Halleluja. Die skuldoffer spot met die dwaase, maar tussen die opregtes is daar welwillendheid, wanneer die broeders en die susters by mekaar is, en selfs met mekaar deel, dan is daar welwillendheid. As Jaffa lewe en gesondheid spaar, gaan ons in die nabye toekoms weer 'n nagmaal geleentheid reël, waar ons soveel van ons mense kan by mekaar kry as moontlik. Ons wag net vir die lengte om te kom, en dan wanneer die broeders en die susters by mekaar is, die Jafiste, kan jy die welwillendheid ervaar, waar almal met mekaar deel. Halleluja. Hy sê in vers 10, hy sê die hart ken sy eie verdriet. Dit is nie hierdie hart nie. Hierdie hart weet niks nie, hy voel niks nie. Hy pomp die bloed, hy doen wat hy veronderstel is om te doen. Dis 'n pompstasietjie, hy moet net pomp. As hy, die probleem is, as hy gaan staan, dan is daar probleme. Maar jy sien, koning Salom gebruik die hart as my sielsdimensie. Dit is 'n metafoor vir my sielsdimensie. Ek wil sê, my sielsdimensie ken sy eie verdriet. Hierso weet ons waar ons foute gemaak het. Kan jy onthou, gister het ons gepraat van daar sonde tot die dood en sonde nie tot die dood nie,
en Jafashua wat aan die regterhand van die Vader sit, as ons voorspraak. Moenie dit vergeet nie. Hy is ons hoëpriester, ons voorspraak by die Vader. Dat waar ons 'n foutjie maak om in te tree vir ons, wat nie vir ons 'n vrypas gee om in sonde te lewe nie. Maar hy sê so, maar die sielsdimensie, die hart, sielsdimensie, ken sy eie verdriet. Ons weet wanneer ons droog gemaak het. Of wanneer ek net, en ek wil die terme in Engels gebruik, as ek opgeslip het. Jy verstaan wat ek moet sê. Tannie, maak maar jou ore toe asseblief. Jy verstaan wat ek sê. As ons geslip het, ja broer, en jy weet, dit kan gebeur dat ons slip. Ons is op die aarde. Ons het nie elke 'n paar wit vlerke gekry nie. Nee. Apostel Paulus kom en hy sê ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons ken ons eie verdriet. Ek wil eintlik sê, hierdie het vir my meer opset dan wat hier geskryf staan. Ek wil sê, ons ken ons eie swakhede. Ons harte ken ons eie swakhede. Want dit is ons swakhede wat ons verdriet veroorsaak. Nou my hart nie, my sielsdimensie. En daarom het Vader besit geneem van ons liggame en ons sielsdimensies besit geneem het. En hy die Ruach HaKodesh daar gesit. Wat doen? Hy leer ons en hy lei ons in alle reg en geregtigheid en oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Dis die Ruach se werk, dis al. Die Ruach HaKodesh is nie 'n God nie, hy's nie 'n Elohim nie. Verstaan dit? Hy's deel van die bonatuurlikheid van Jafashua. In die 33 vertaling sou hy gesê het, hy's deel van die godheid van Jafashua. Ek hou nie van die woord godheid nog nie. Hy is deel van die bonatuurlikheid van Jaffa, ons Elohim. Jafashua, of laat ek sê, Jafashua, die Ruach HaKodesh, is deel van die bonatuurlikheid. Jafashua die regterhand, die Ruach HaKodesh die linkerhand. Dis hoe ek dit verduidelik altyd. Hy is deel van dit. Hulle funksioneer as 'n eenheid, saam met die Vader. So my sielsdimensie, deurdat die Ruach HaKodesh van ons besit neem, ons gedagtes, ons wellens en ons wees, ons handel en ons wandel. Die woord sê so duidelik, hy sê ek bedink oor julle goeie dinge en nie slegte dinge nie. Voorspoed en nie teëspoed nie, gesondheid en nie siekte nie, rykdom en nie armoede nie. Vrede en blydskap en heerlikheid en gesondheid en dit wat u wil noem vanmôre. Dis wat hy oor u wil hê. Maar hy ken ook vanmôre dit wat my hart of my sielsdimensie verdrietig maak. En wat is dit? Hy ken my swakheid. Hy ken my swakheid. Hy ken ons elkeen se swak. En dit is waarvoor Jafashua aan die regterhand van die Vader sit. Ek wil nou nie eergisteroggend se boodskap nou oorpreek nie. Ek wil net sê, dis waarvoor Jafashua aan die regterhand van die Vader sit. Hy is ons voorspraak. Hy is ons hoëpriester. Hy bring 'n nuwe offer vir ons. Genade. Daai offer se naam is genade. Jafashua is genade. Hy ken ons verdriet, hy het medelee. Hy het medelee. Jafashua het medelee met ons verdriet. Met ons hartseer. Met ons tekortkominge. Met ons menslikheid. Jy weet, en dit is wat die kerk probeer doen het. Die kerk het, en ek kom met die kerksisteme uit. Die kerk het kom probeer die mens maak asof hy 'n goddelike wese is wat op 'n troon sit, ieweste, terwyl dit nie is nie. Ons is konings, seuns en priesters van Jaffa. Ons regeer op hierdie aarde reeds. Maar weet jy wat, ons is vlees en bloed. Vlees en bloed.
En omdat ons vlees en bloed is daar verskillende eienskappe wat gepaard gaan met dit. So swakhede en verdriet en teleurstellinge. Maar ons het een voordeel wat die ander godsdienste nie het nie. Weet jy wat is dit? Ons het die Ruach HaKodesh. Dankie Vader vir u Ruach HaKodesh wat u vir ons deur Yahshua gegee het. Die ander trooster, sê Yahshua. Ek stuur vir julle as bruid 'n ander trooster. Hy het mos op die disippels geblaas. Toe sê hy vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees. Maar hy sê vir opvaart, sê hy vir die apostels wat daar saam met hom is. Hy het hulle nou net apostels gemaak. Hy sê in die huis van my Vader is daar baie wonings, so was ek vir julle gesê het. Gaan om vir julle plek voor te berei, as ek klaar kom ek julle haal, dat julle kan wees waar ek is. Maar in die tussentyd stuur ek vir julle 'n ander trooster. Nie daai een wat op hulle geblaas het nie. Nee. 'n Ander trooster. Wat die bruid leer en lei in alle reg en waarheid. En dis wat ons moet koester. Is daardie ander trooster wat Jahwe vir ons gegee het deur die genadebloed van Yahshua. Nou die tyd het ons gevang. Ek gaan môreoggend nog 'n bietjie praat oor hierdie ander trooster. Tot môreoggend as Vader se wil daarby is. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.